Môre geliefde, welkom op hierdie Vrydagoggend. Kom ons vra nou maar vanoggend die vraag wat in ons harte bly. Hoe moet ons nou maak? Want die sonde lyk tog altyd vir ons so lekker. Moet ons nie dan maar net aanvaar dat ons mense is, feilbaar is, en dis die einde daarvan nie. Nee, sê die woord van God, kom ons lees. Wat skryf Paulus? Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. En hier kom die vraag dan nou vanoggend. Wil jy regtig graag volgens die wil van die Here lewe? As dit so is dit regtig vir jou nodig om te val vir die versoekings wat die Satan op jou pad bring nie. Om die waarheid te sê. Jy het geen verskoning as jy wel daaraan gehoor gee nie. Jy hoef mos nie hierdie stryd alleen te stry nie. God gee selfs vir sy kinders, vir my en vir jou, die volmaakte plan teen die lus van Satan. Die vraag dan net, wil jy so graag, so lewe, dat jy kan sien om hierdie plan in jou lewe te aanvaar en te implementeer. Hierdie onfeilbare plan kry ons hier in Galasiërs 5, gaan lees hierdie gedeelte. En laat die Gees toe om jou lewe te beheers. Want dan sal die duiwel jou nooit tot sonde verlei kry nie. Probeer self jou lewe beheer, en jy gaan verseker, soos die meeste van ons, 'n val en 'n opstaan en 'n sukkelende geestelike lewe lei. Maar stel die Gees in beheer en jy sal tot eer van God kan lewe. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal jy beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Groot en machtig, u oorskou ons lewenspad. In uw liefde en genade het u ook ons hand kom vat. Hier uw lijden brengt bevrijding, het op my hand kom vat. Het op my hand kom vat. Here, neem asseblief totale beheer van my lewe oor, deur die Gees, en laat ek die vrug dra. Maak my bestand teen die aanvalle van die bose. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.